Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by nog 'n boodskap van Maranatha bediening. Met die voorbereiding van hierdie boodskap het die Here ook vir my baie oor my eie lewe laat nadink. En my gebed is dat ook jy vanoggend groter insig in die Here se hand in jou lewe sal kry. Ons tema: God lei ook deur oop en toe deure. Here, dankie dat ons kan weet dat ons as u kinders gelei word deur die Gees van God. Baie kere twyfel ons oor u teenwoordigheid in ons lewens en soms voel dit vir ons asof u nie meer saam met ons op die lewenspad is nie. En of ons aan ons eie lot oorgelaat is. Kom wys vir ons vanoggend en kom leer ons, Here, oor u liefdevolle betrokkenheid in ons lewens. Ons bid dit met verwagting in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons skriflesing Handelinge 12 vers 6 tot en met vers 10. Die opskrifie: Petrus word uit die tronk bevry. Die nag voordat Herodes hom voor die volk sou bring, het Petrus tussen twee soldate geslaap. Hy was met 2 kettinge geboei en voor die deur het wagte die tronk bewaak. Met eens staan daar 'n engel van die Here en skyn daar 'n lig in die sel. Die engel vat toe aan Petrus se sy om hom wakker te maak en sê vir hom: "Staan gou op." Onmiddellik het die boeie van sy hande afgeval. Toe sê die engel vir hom: "Maak jou gordel vas en trek jou skoene aan." Petrus het dit gedoen en toe sê die engel vir hom: "Trek jou boekleed aan en kom saam met my." Petrus het agter die engel aan uitgegaan sonder om te besef dat hy werklik bevry word. Vir hom het dit gelyk asof hy 'n gesig sien. Hulle is by die eerste wag verby en ook by die tweede. En toe hulle by die uisterdeur kom wat na die stad toe lei, het dit van self vir hulle oopgegaan. Liewe broer en suster, vriende, dit is sodat die Bybel vir ons baie duidelik leer dat God vir ons deur sy woord en sy gees lei. En dat daardie leiding natuurlik ook op verskeie maniere kan plaasvind. Een van hierdie forme van leiding waarop ons ook bedag moet wees, is dat die Here ons ook soms deur omstandighede heen kan lei. En ook dit moet ons dan sien as wyses waarop die Gees vir ons lei en werk. God sal byvoorbeeld in bepaalde omstandighede sekere deure vir ons toemaak, om dan maar net weer op ander plekke ander deure oop te maak, om vir ons so te help met keuses en besluite, en vir ons in 'n bepaalde rigting te stuur. Ek het nou vir ons Handelinge 12 gelees, maar ook in Handelinge 16 het ons 'n goeie voorbeeld hiervan waar ons lees hoe dat die Heilige Gees vir Paulus en Timoteus verhinder het om na Asië toe te gaan. Hulle wou graag Asië toe gaan, maar God maak daardie deur vir hulle toe, want hy het ander planne en 'n ander pad vir hulle in gedagte gehad. Die Here maak soms die deure toe, omdat hy ons in 'n ander rigting wil stuur, om nuwe rigting aan ons lewens te gee. Maar ook in hierdie veranderinge is die Heilige Gees werksaam en besig om ons op sy pad vir ons lewens te stuur. Soms, liewe vriende, lyk dit vir ons of al die deure bot toe is, en voel dit vir ons asof ons net soos ou Petrus in 'n tronksel sit, en of ons nooit hier gaan uitkom nie. En ons wonder oor God, ons wonder oor God se liefde, ons wonder of daar ooit vir ons
'n deurbraak of uitkoms sal kom. Dalk bevind jy jou nou te midde van so 'n situasie. Ons bid en ons wag, maar dit lyk nie of God hoor nie. En daar gebeur doodeenvoudig net niks nie. Vriende, daar's baie voorbeelde in die Bybel van oop en toe deure. Ek het verwys na Paulus hulle wat Asië toe wou gaan, maar hoe dat God daardie deur vir hulle toegemaak het en hulle verhinder het. So ons hoef nie alleen te voel nie, as ons planne nie altyd so lekker uitwerk nie. As kinders van God ervaar ons almal van tyd tot tyd oop deure, sowel ook as toe deure. In ons teksgedeelte, Handelinge 12, het koning Herodes vir Petrus in die gevangenis gegooi en hom boonop ook nog baie streng laat bewaak, sodat die deure vir die arme Petrus sommer op 'n baie letterlike wyse dig toegegaan het. En Petrus het sekerlik ook maar gewonder, hoe dan nou, Here? Maar eendag maak God deur 'n engel die boeie aan sy hande los en gaan hy swaar tronkdeure ook weer vir Petrus oop, sodat hy vry kon uitstap. Iets wat sonder enige twyfel 'n bonatuurlike goddelike ingryping in Petrus se lewe was. So vriende, wat is oop deure, wat is toe deure? Hoe moet ons dit verstaan? Iemand het eenmaal gesê, closed doors are often God's protection, but open doors are His direction. En ja, dit kan wees dat God jou deur middel van 'n toedeur teen een of ander gevaar wil beskerm. Maar daar kan ook ander redes vir daardie toedeure in jou lewe wees. Soms kan dit die vyand, die bose wees, wat ons lewens wil laat ontspoor en blokkasies op ons lewenspad plaas. Maar ook dit, liewe vriende, kan God gebruik en ten goeie in ons lewens aanwend. Dis belangrik dat ons as gelowiges sal weet dat ons Here en nie die bose nie, die finale sê het. God werk agter die skerms in mense se lewens, ja ook in jou en my lewe. En ons moet leer om God te vertrou. En ons moet bereid wees om soms ook baie lank te wag. Soms kan dit gebeur dat God daardie deurbraak en uitkoms so 'n bietjie terughou. Maar daardeur is die Here ook besig om vir jou te louter en te vorm. En soms gebeur dit ook so dat as daar sekere deure in ons lewens toegaan, God op ander plekke vir ons nog beter deure oopmaak. Vriende, in die algemeen kan oop deure meestal gesien word as geleenthede van groot seën en voorspoed wat God aan ons gee. In Openbaring 3 vers 8 verklaar die Here Jesus, die verhoogde Christus, ek weet alles wat julle doen, en dan sê hy, kyk, ek het 'n deur voor julle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie. Met ander woorde, vriende, wanneer God vir ons 'n deur oopmaak, sal niemand dit kan keer nie, want God se krag en beskikking is groter as enige moontlike blokkasies op ons lewenspad. Wanneer God besluit om 'n deur oop te maak, vriende, sal niemand dit kan sluit nie. God is almagtig en alleen hy beskik oor die meestersleutel van alle deure op ons lewenspad. En as ons oop deure dan geleenthede is wat God op ons pad bring, dan is die toedeure op ons lewenspad weer die paaie wat hy in sy alwysheid wil blokkeer en verhinder.
Vriende, soms is die toedeure wat ons beleef 'n duidelike nee van die Here. Met ander woorde dat God ons nie op 'n bepaalde pad wil stuur nie. Maar soms dui die toedeure ook op 'n noodsaaklike wagtydperk in ons lewens. Want die Here sien wat ons nie kan sien nie. En die Here weet wat ons nie weet nie. Soos 'n liefdevolle ouer sy kind beskerm, omdat die ouer weet dat die kind nog nie gereed is om so iets te kan hanteer nie. So beskerm die Here ons dan op so 'n wyse van gevaar. Soms hou die Here die deure eers toe, omdat ons dalk nog nie gereed is om sy heerlike beloftes en seëninge te ontvang nie. Die jong Dawid was byvoorbeeld al lankal as koning gesalf, maar hy moes nog 'n hele klompie jare in die wildernis deurbring voordat hy sy koningskap kon opneem. God is lief vir ons en hy sal nie vir ons gee wat ons nog nie gereed is om te ontvang nie. God berei nie net 'n wonderlike geleentheid vir ons voor nie, hy berei ook vir ons voor vir die geleentheid. Your season of waiting is also a season of growing. God het daardie wagtydperk in Dawid se lewe gebruik om Dawid se karakter te slyp. Nog 'n goeie voorbeeld sien ons in Moses se lewe. Moses moes eers 40 jaar in Midian as 'n skaapwagter deurbring, voordat hy die Israeliete kon gaan uitlei na vryheid. Dit was 'n tydperk van voorbereiding vir 'n enorme taak wat op Moses gewag het. So versterk die Here soms eers ons geloofslewe en ons gebedslewe in hierdie wagtydperk en bring hy vir ons nader na hom en in sy teenwoordigheid. En dikwels het hy ook nodig om ons eers te louter en van baie sondige dinge te suiwer, net soos wat goud en silwer ook deur 'n suiweringsproses moet gaan. Liewe vriende, God het 'n goeie plan vir ons lewens. Ons moet eenvoudig leer om hom te vertrou. God is besig om ons voor te berei vir dit wat vir ons voorlê. Jeremia 29 vers 11, ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. God het goeie planne vir sy kinders, vriende. En ja, soms vat dit lank. En moet ons net geduldig wees. Maar daardie deure sal op God se bestemde tyd oopgaan. Ons hoef dit nie te probeer oopforceer nie. En vriende, wanneer God 'n deur oopmaak, dan gaan hy ook nog saam met ons. En dan moet ons in die geloof uitstap en weet en glo dat God by ons is. Soos God byvoorbeeld vir Josia gesê het, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Josia 1 vers 8 en 9. Maar vriende, ons moet ook weet dat wanneer God 'n deur oopmaak, die paadjie ook nie net altyd maklik sal wees nie. In 1 Korintiërs 16 vers 9 sê Paulus, want 'n groot en kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. So vriende, ons moet ook rekening hou met die feit dat al maak God ook vir ons soms 'n wonderlike deur oop, soos byvoorbeeld 'n nuwe werksgeleentheid of wat ook al. Alles nie net altyd maanskyn en rose en maklik gaan wees nie. Somstyds kom die grootste geleenthede ook met die grootste teenstand.
en opposisie. Want ons leef nog in 'n stuk in 'n wêreld waarin die bose ook teenwoordig is, en daarom sal daar ook aanvegtinge wees. Wanneer God vir ons 'n heerlike deur oopmaak, dan sal daar heel waarskynlik ook teestand en uitdagings wees. Maar ons moet terselfdertyd ook daaraan vashou dat God by ons is en dat hy ook vir ons die krag en die middele sal gee wat ons nodig het om suksesvol te wees. Ek het onlangs met julle oor Nehemia gepraat en ek wil graag Nehemia as voorbeeld gebruik. Naamlik dat toe die deur van Nehemia oopgegaan het om Jerusalem toe te kon gaan, om Jerusalem se mure te gaan opbou, het hy ook baie teestand beleef. Maar die oop deur vir die opbou van die muur was deel van God se plan vir hom. En daarom het God in al Nehemia se behoeftes voorsien en kon ook hy daarin suksesvol wees. Jou huidige situasie lyk dalk nie so goed nie, en voel vir jou dalk of jy net soos Petrus vasgevang is in 'n tronksel met geen uitkoms in sig nie. Jou huidige stryd, liewe vriend, moet jy sien as deel van ons aardse geestelike stryd, maar ook as deel van jou geestelike voorbereiding en die sluip van jou karakter, die sluip van jou vaardighede. Jy is dalk nog nie gereed om te ontvang wat agter die toedeur lê nie. Kom ek sluit vir ons af. Wees rustig en vertrou die Here dat die deur waarop jy al baie lank, dalk al baie lank wag, dat daardie deur op God se tyd vir jou sal oopgaan. Duidelik en groot en wyd. En wanneer God daardie deur oopmaak, dan sal hy ook die krag en die bystand voorsien sodat jy suksesvol en oorwinnend kan deurstap. Wanneer ek en jy deur daardie oop deur stap, dan sal ons voorbereid en in staat wees om met autoriteit en met krag en met wysheid deur te stap. En ja, ook met die wete dat God saam met ons is. My vriend en vriendin, dalk wag jy al baie lank. Mag jou groot deurbraak en 'n heerlike, kragtige oop deur net om die draai vir jou lê en wag. En mag dit sommer baie vreugde en voorspoed en heerlike vrug en seën vir jouself, maar ook in ander mense se lewens meebring. Amen. Here, baie dankie dat ons nie in hierdie lewe alleen en aan onsself of selfs aan die vyand oorgelaat is nie. Dankie dat U in beheer is. En dankie dat U kinders ook lei deur U Heilige Gees. Dankie dat U soms ook as deel van hierdie leiding van oop deure, sowel as van toedeure gebruik maak. Here, help ons dat ons aan U goedgesindheid en ook aan U goeie planne vir ons lewens sal bly vashou. Al lyk die toekoms soms ook hoe donker, en dan lyk dit soms vir ons ook of al die deure dalk vir ons toegegaan het. Wil U ons dan ook gedurende die wagperiodes, wil U vir ons vorm en voorberei en louter, totdat ons ten volle gereed sal wees vir die oomblik wat U vir ons daardie heerlike deur wil oopmaak. Ons vertrou
dat U die beste weet, en Here, ons gee ons toedere, en ons teenspoed, en ons moeilike omstandighede, gee ons vandag kinderlik gelowig oor in U hande, in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons slotlied vandag, Goodness of God. Dit maak nie saak of die deure wat vir jou oopgaan of toegaan nie. Hou vas aan God se betrokkenheid in jou lewe en hou vas aan God se goedheid in jou lewe. Geniet die lied en daarmee groet ek dan ook vir julle vrede vir jou. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Hey! 'Cause all my life you have been faithful. Oh yes you have. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything, oh Lord. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, oh yeah, it's running after me. Oh yeah, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all